Hey dames en heren, bij jou welkom hier bij Harde Koele. Wat daarvoor het is genaamd om samen met twee grootgeesten daar in die oerberg te keren. Die waterkloofse mensen. En ons weet wat daar aangaan. Maar ons moet ek vertel, ons het die dag hier met die type mensen. Welkom André, welkom op Daniel. Dankie. Mannen, André, hoe gaat het daarmee vriend? Ja, alles baie goed, maar soos ek sê, die Here is bo al die pad en ons is baie positief, toekoms en alles gaan baie goed. Ja, van jou kant af. Waarom? Geer, dankie dat ons vanaand hier kan wees. Dankie vir die uitnodiging. Kyk, as 'n mens kom van, as jy al 2 weke na mekaar die All Blacks kontak gegee het, en het gaan soos wat het nou gaan. Hoe kan het vir 'n mens reg? Ons wil nog niet iets hier, we moeten nog achter zo die maar gaat maar aan. Okay. Ons is toevallig, as ek sê met een van die voorsitters daar Sondag, man, sy kan sommer die vibe oral wat sy gaan, dis so jubel vibe en oral waar jy gaan. Ja man, julle is vandaag die, kom maar, ons van die internationals. Julle is vandaag die G-Sports, die ontstaan van G-Sports, waar het begin? Die ontstaan van G-Sports was gewees in 2016. Op daardie tyd het ek was ek een van Safpol se ouds, het ek by Safpol gespeel en ek het daai tyd op die plaas gewerk. Ek het gewerk as 'n toesighouer en op daai oomblik het ek nie geld gehad om 'n paar toks te koop nie. Ek moet deur 'n baie moeilike tyd van my lewe gegaan. Toen moet ek alles los en weer van onderaf begin. Kyk, jy kan nie wedloop vir hierdie middel begin hardloop. Jy begin jy wedloop by die begin. En ek het gesien maar daar is 'n groot aanvraag vir toks en ek het met toks begin. Daarna het ek begin met klere en toe ek my eerste kliënt vir my gevra, kan jy nie vir ons klere maak nie? En dat het stelselmatig begin. En 2016 met die finale van Saldanha en Austin. Toen ik nog voor Dimitri daar ontmoet en Dimitri vraagde voor mij, Dimitri Jacobs vraagde voor mij, maar wat zoek je hier vandaag, maat? Die is nog niet op alle club waar die zo spelen en zo. En ik zei van nee, maat, ik is hier om bezigheid te komen praten. En de tijd dat ik gesprek, binnen 5 jaar ga ik voltijds in die kleren ingaan en toen ik met mijn oor uitveer, toen ik voltijds in die klerenbedrijf ingaan, dus het 5 jaar geweest. En die Here het reg, ek het uit en uit op die Here se vertrou gegaan. En ja, dit was 'n baie moeilike tyd vir my gewees toe alles begin het. So dit is net 'n bewys dat mense moeilike tye kan baie keer uitreik tot 'n baie suksesvolle storie wen nou die dag. Mense storie begin altyd baie gebleik het en jy het nog genoeg genoem aan die daar van die plaas. En heel moontlik dat mense hierdie program kyk en hulle sal sê maar daai is ons mense. Kan ons die plaas lang kry? Ek het op Motief Trust gewerk, groot geword op Motief Trust, my hele lewe en ek het 'n hele paar plekke gewerk, ek het so 'n bietjie getravel ook. Ek het in die Pots rugbybeers gehad, maar jy kan die aksent hoor. Vas van die plaas af. Niemand kan jou stay nie. Nee, vas van die plaas af. Baie trots om 'n plaaskind te wees. Jy ook nie hoe by jy geëet. Nee maat. Ons het appels gegee. Ja, jou history terme van die noem nou dat jy 'n beer staat by in Potchefstroom. Ja. Jou history terme van Rakwende. Ek het in begin deurdat ek skool klaar gemaak het, het ek bemarking gaan studeer en daar het ek vir Dion Davids ontmoet. Ek sou sê coach Davids het 'n baie groot insaag in my lewe gehad, baie goed geleer by hom en ek het onder hom gespeel. Ek was op die ouderdom, ek was vroeg skool toen ek was 18 gewees. Toe ek matriek klaar maak tot 17, ek het 18 geword, my eerste jaar op college gewees. My eerste wedstryd was gewees, het ons gespeel, Tygerberg College, daai tyd. En dit was my eerste wedstryd, ek was 17 en ek het 18 geword in April. En my tweede wedstryd en toe coach Dion my opgetrek in die eerste span en daar het ek gebly vir die hele tyd en wat ek in Woester College gewees het. En ja, toe ek daarna Aaron Tobias my gesien en ek het
toe 'n beurs gekry en ek is toe Potch University toe. En ja, paar keer Boland sites net gemis. Kyk as die Here het jou pad vir jou uitgesit. Ek het 'n paar Vital 2-3 keer wat dit Vital beserings gewees wat met 'n Boland site het gehou het. Maar geensins spyt daaroor die Here se wil het geskied. Ja, sê. Maar nou kan ek nog is daar enige rugby geskiedenis van jou kant af? Ja, ek het dan so draai gemaak by KMP en later Groenberg. Ek sê elke jaar aan die begin van die jaar vir my vrou as ek so myself in die spieël kyk en dit is somer as ek vir luister ek dink ek gaan volgende jaar gaan ek weer gaan bly. Ek sê maar al wat ek nodig het is net hy wat vir my moet skree uit in die kante. So kyk toe dit nou kom vleuel toe dit nou kom by die klipgedeelte, kliprugby gedeelte. Toe dink ek nee, jong, ek kan nie elke week die tipe iets van die manne se size raak was te groot en ek gesê gee die klipbord vir my. Deel van die bestuur geword. Daai tyd is ons nog in die bos by Safkol. Al gevra kom help net. Ek wil net 'n bydrae maak en later voorsitter. Ek dink baie van die mense ken al die storie. Toe was daar nie eintlik 'n bestuurkorps en ek moet manne gaan haal het. Manne soos Dimitri het ek gedaan in die besigheidswêreld, Roger Titus by die munisipaliteit, want ons het toe 'n finansiële ou nodig gehad. Billy Horn, Peppy, spanbestuurder, Billy toe kom coach, Ashley Jacobs, daai man het 'n goeie korps toe gehad. En 2013 kon ons hom toe, ek dink die rekord staan nou nog, meeste bekers in 1 jaar. So dit was 'n great aanloop gewees en einde van daai jaar toe ek SA Rugby toe. Ek was daar tot 2018, middel 2018 voltyds gaan studeer toe en dit my toe konsultasiekontrak aangebied tot 2020 en ja, so bietjie ek het so 'n rugby engineering agtergrond en ja, nou sit ek voltyds by G-Sportswear. Ja, groot geword waar? Groot geword in Grabouw. Groot geword in Grabouw, grootste gedeel van my lewe. Ek was 3 jaar op Montetjie, naby Houblou. So een kant van die familie, een kant van my parkeerfamilie is Houblou en die ander is by die Rooi. Maar ek was by Weare so 3 jaar. Is nogal interessant, my ouers wil gehad het, ek moes die plattelandse manier leer. En ek is vir die Here dankbaar vir dat daarvoor. Maar nou, ek wil nou jy sê, jy was deel van die SA Rugby stad se ook gewees. Vertel ons mense meer daarvan. Okay, so einde 2018, einde 2013 toe my voorsitterskap klaarmaak, Dimitri moet oorkom, maar hulle sê toe vir my, sy kan nie alkant is nie. Sy kan nie by SA Rugby is en voorsitter by die klub, want mense kan maar eintlik maar verstaan. Sy kan nie hier, as jy nou vat as Gold Cup nou, sit ek die een hoed op en ek gaan maak deel van besluite daai kant en benefit in die ander kant nie. So daar, groot gedeelte fasiliteitbestuur, tegniese bestuur, later, die manne seker dat sien ek doen iets reg, senior bestuur, erfenis, retail, events, tegnies, hele klomp goed gedoen. En so ek sê einde 2018 het ek my ingenieurswese gaan klaarmaak. Iets wat heeltyd by my, ek het 'n jaar oor gehad en daai ding het my heeltyd gepla. So ja. Ja, wat 'n wonderlike verhaal hier om te vertel. En die G staan vir? Man, G-Sportswear is God Sports. Okay. Ja, God Sports. En dan hashtag God Sports, God in Sports. Ja, daar's Roman, ek het een Sondag aan belle kom en ek sê vir hom, maat, ek het nou hierdie besigheid dat ek in my gedagte het. Dat is nog vas in die geheue. En ek bel hom en ek sê vir hom, maat, die naam God Sports, G-Sports en kom nog 'n uitsluiting nie. Onthou daai tyd is Roman nie deel van niks nie, ons is net vriende daai tyd. En ek gaan toen gebed en ek het 'n lang tyd gebid oor die saak en
en daai tyd toe werk ek as 'n technician, 'n irrigation technician. Ek is toe onder in 'n garage besig om pype bonie in die dak te lê en alles. Weet jy wat ek afklim met die trap, kom dit in my gees op. Gold Sports, G-Sports, en die G-Sports kom toe 2 keer in my gees op. En dit is waar dit vandag is, G-Sports hoor. Jy's baie, kan jy sê dat jy is 'n baie geloofsman. Einde van die dag, jy maak jou 'n sterker mens, bietjie meer, omtrent die twee. Definitief, om God op jou kant te hê, nommer 1 is dit leer dissipline. Dissipline, ons almal het ons maar verlede en so, en die Here het my 'n beter mens gemaak, 'n sterker mens gemaak, jy kan baie beter besluite neem, wanneer jy word gelei deur die Gees en baie keer, sal ek jou sê, die Here het die verskil gemaak in my lewe, en jy kan nou buite vir die jong manne ook sê, as jy die saadjie geplant het, gee dit vir die Here sal hy plant vir jou te groei, en sal homself uitgroei. Werk jy hard net. Besigheidswise, julle is nog op die pad, julle was heel dag weg van huis af, hoe hanteer jy besigheid met die huishouding? Ja, kyk op die oomblik gaan ons deur 'n verskriklike groeiproses. Ons kliëntebasis, ons het ons 'n paar doelwitte gestel. Ons het gesê, nommer 1 is wil die besigheid groei. Nommer 2 is, Pres Benny praat altyd van Black Excellence, en dit is, ons wil in daai baan in beweeg, en waar ons 'n bekostigbare produk wil gee, vir alle mense, maar kwaliteit. Ek bedoel, as jy nou die trui wat ons aan het, die gevoel wat jy kry, ek gaan baie tyd en baie fokus gaan in daai van ontwerp, in kommunikasie, kwaliteit, en omdraaityd. So hoe hanteer ek spesifiek familie, die balans wat hulle van praat. My gewone dag is, soggens glo ek aan 'n uur voor die tyd by die werk, ek doen my skoolrun, ek verkies om my vrou self te gaan aflei, daar is al maniere hoe sy kan tyd spandeer, gesels, drink 'n koffie, ons is geseënd om by die see te, so mens gebruik maar daai tyd ook werk. Dan etenstyd sit ek vir my 'n sekere tyd in die aand uit, gaan sit rustig met die familie 2 ure, eet saam, gesels saam. Ek help hom nou en dan bietjie met die skotte goed ook op 'n goeie dag. maar daai 2 ure help baie, en dan kom nagskof in, en dan as ons maar weer by die fabriek, en daar raak dit weer in môreoggend. Maar Andre ook wat 'n familieman is, ons 'n mens, ek gaan nou sê wat die Engels sê, you must do life together. Maak die kinders deel van dit, maak die vrou deel van dit. As ons uitgaan die naweek, ek moet nog die agenda kry, is dit George of wat ek kan doen, is dit Montetjie of is dit, maar maak hulle deel van dit. Is jy mens, maar ek bedoel, my sy kinders, hulle dra G-Sports, hulle hebben die skole wat hulle gaan, hulle adverteer, Daddy, stuur vir my die foto, maak hulle deel van dit. En as hy Andre se hartklop op hoor, in sy sinne, hy sal praat van sy vrou, hy sal praat van sy kinders. Ja, ek is getroud, 1 vrou, 3 kinders. Ja, ek hoop ek het jou vraag beantwoord. Ja, klaar. En ek, julle soos maar op wat die fabriek is waar, van die fabriek, waar is julle eintlik standplaas? Ja, ons is tans in Bordensbaai, nie vir lankie, nie omdat ons weggaat vir enigiets, maar die groei het dit moontlik gemaak dat ons begin uitkyk het na groter persele. Gister het ons nog masjinerie en goedes gaan ook kyk weer en so. Ek bly tans nog in Grabouwen, maar dit gaan ook tot tyd en wyl wees, tot beswil van die besigheid, sal ek moet nader beweeg aan die besigheid. Omdat ons sulke ure werk, ek hoe kan nog gelag. Ons is nou 1 aand by 'n meeting gewees daar in Swartland rond, en die aand teruggekom van die meeting af, ek stry kantoor toe, en dit gaan werk tot die oggend 2 toe, môreoggend 8:30 loop jy in, fresh weer van vooraf, en dit is hoe dit werk op die oomblik. En dit is, om alles uit te balance, sometimes is 'n bietjie moeilik, maar dankbaar vir die vrou, wat die Here ons moet gesit het, is dit maklik. Sy verstaan
kompetisie in hierdie bedryf? Daar is nog groot impere gewees in die verlede wat die hele kan ek sê die mark goed gedoen het in die mark en so. Kyk, as besigheid, ons het soek ons plek ook. Ons kom vir ons plek en dit is waarvoor ons uit en uit gaan is om, kan ek sê, in die verlede het ek gesien wat fout gegaan het wanneer ek by baie klubs betrokke gewees het. En dit het vir my 'n goeie, hoe kan ek sê, goeie punte gegee waar rondom ek my besigheid wil bou. Daar sekere dinge soos jou kwaliteit, afleweringstydperk en allerlei goeders. Dit is wat ek geleer het in die tyd en toe ek in die klubs gewees het. Die blokkie word nie getikkie, daai blokkie word nie getikkie. Nou ek wil daai blokkie stiek. Okay. Ja. Die vraag was ook net by my gewees. As jy moet kyk, soos Marlon was sê, Umbini sê, swart bemagtiging. Hoeveel werk is bestaan die G-sport? Ons is tans in die hoofpeegsdeel is in Gordons Bay waar ons tans so iets soos 8 het nou. Waar ons die printers met die kattes en allerlei. So 8 altyd saam wat definitief gaan dit binne die volgende tydperk verander. En dan met die CMT, die naweekspanne wat nou tans vir ons werk is ons baie meer. Ons daar weer 'n paar mense besig, maar binne die volgende tydperk waar ons die CMT en alles gaat onder die intak bring en alles, gaan dit binne die volgende tydperk gou verander. Hey, waarna toe ons nou gaan beweeg in terme van ons beweeg na die top 12 toe. As julle enigstens al genade hou deur die klub. Definitief. Ons het met baie van die manne het ons 'n pad gestap deur die seisoen. Jy sal baie op Facebook so sien, ons was hier, was daar. Ons het video's Johannesburg was oral gewees in hierdie jaar. So die rus was min, maar dit is alles in moeite werd gewees. Met die top 12, met die Gold Cup en alles. Nee, ons weet G-sports weer bestaan en hulle weet met die kort kennisgewings ons het daar af te lewer. So as 'n bestelling nou deur kom, julle maak seker dat alles op tyd sal kom. Dit sal van die kliënt gegee word. Ons uitgangspunt is om op tyd af te lewer. Maar wat ons baie vir die kliënte vra is dat hulle ook net hulle deel moet doen, dat ons die nodige inligting op die regte tye kry, sodat ons 'n gelukkige kliënt op die einde van die dag te kan bedien, verstaan jy? Jy kan nie verwag ook om jy gaan gisteroggend kry jy so 'n call van 'n klub wat daar bo in die SBD area wat sweetpakke nodig het. Soos ons nou hierso sit, het ons nog net van die print af aardnoot gekry dat dit nou moet geproef is. Hy man is besig om te print. Hy's uit gister. Hy het voorheen gekom. Alles by finals. Ek laai liewer Vrydagmiddag af. So dit is basically die channel wat die challenge wat julle het is dat dit met die persoon wat self vandag hoe vyf te het. Ja. En dit is die 5-6 tracksuits dit is nee, so om weer voorbeeld te maak, nee, ek dink een van die rede hoekom ons so goed doen en so reg groei wys op is omdat ons lewer nie in feite ons is nou daar wat ons nie meer op tyd aflewer. Hier is iemand wat kan getuig, wil hom nou net hier op voorstel nie. Maar ons bel jou voor die tyd. Ek het seker met wat amper 7 ouens gepraat. Toe kan hulle nie glo nie, goed is voor die tyd klaar. En die tydperke was so nou. Ons is een oggend 4 AM uit die fabriek uit. 6 uur. Dus ek kan my vernoot weer daar. Saam met die mense. Maar op tyd lewer ons af. Ons kyk nie afleweringsdatums nie. Skole, doen julle skole op hierdie oomblik? Ons doen enige tipe klere, korporatiewe klere, skoolklere, PPE, sport is nog groot op die oomblik, maar ons diversify al hoe meer. So enige tipe klere. Right, dames en heren, ek sit nou hier met 'n tray aan. Baie ongelukkig. Ek het hulle net gesê, my team dim T-shirt weer nog altijd in sy sakkie, maar die man het my hierdie ding aan aantrek op die sê my collega, kyk nou, daar is al die 1995, 2007, 2019, 20, 23.
As 'n staking debatteer, wat het gebeur Saterdag toe julle die kleaars en gehad het daar op die land? Ja, so kyk, ons het altyd spesiale projekte, limited editions, sulke tipe goed, en dan is daar die creative span wat sit, kom op met 'n konsep en 'n idee, en een van die was die limited edition groen en goud. So ek en Andre en ons twee vrouens en Kabamba Floors en sy vrou was toe Saterdag by die wedstryd en ons het toe die keer aangehad. Meneer, ons kon nie eens by die stadium uitkom nie, want die mense stop ons van oral af, die een kom is van Appington, die een kom van daar, my klomp, waar kan ek so ding koop? Maar moet ons eers die storie vertel, en ander moet eers verduidelik, en die nommers vat, en voordat ons, dit was nie eens gemaak eintlik om te verkoop nie, maar die mense soek het, en supply and demand. Ja. So julle is 'n force in die boland, sal ek sê. I reckon to be with. Ek dink die visie wat die Here in Andre se hart gesit het is so sterk vir werkskeping. Andre, ek dink hy het die ding baie mooi beantwoord in diplomaties, maar die maatskappy gee vir 'n verskriklike klomp mense werk, meer werk. En ek dink dis wat die fokus is en om hy kwaliteit dienste lewer. Ons het soos met een kliënt begin ons in Ooskaap. En 'n week en dan is nog, en dan is dit 3 en dan is dit 5 en dan is dit 'n hele lyn wat net daai mense dien. So nou as jy mense jouself nou vra hoekom iets moet jy reg doen. Anders dan kom mense mos nie weer dieselfde kos eet. So dit is iets wat ek moet klem op lê, is daai visie wat die Here daar gaan sy woorde gebruik op 'n plaasklomp se hart gesit het. En dit wys jou net hoe die Here mense kan gebruik. En daai visie is so groot dat daar nou ander mense is wat voordeel trek. Daai visie is so groot dat hy vir my genaamd sê kom ons bou die ding groter. Soos hy nou gesê het, ons as dit nou net sê waar ons die afgelope tyd was, ons was saam in Johannesburg, ons het daar klomp kliënte nou, ek en my familie was 2 weke terug, het was nou familietrip ook in Johannesburg by die game, maar dit was ook basically waar daarmee saamgaan, wat die mense soek wat ons het om te bied, en is 'n riem onder die hand, en dit is ook 'n testimony van die Here se goedheid, dat, soos ons nou gesê het van Black Excellence, dis op die ouen van die dag waar ons het gaan, om 'n topkwaliteit produk, ek bedoel, hoe voel ons kinders ook as hulle daar gaan kompeteer in die beste skole, en hulle is met dieselfde tipe kwaliteit, indien nie beter, en daar sit hier op. En as jy vir ons mense 'n boodskap wil gee by te kan, wat ook sy eie besigheid wil begin, met 'n klein begin, maar tot en met hier is dit nog redelik suksesvol. Kyk na die kamera en sê vir daai persoon wat daar sit, gee hom 'n boodskap of haar 'n boodskap. As ek nou moet moet praat, net uit ervaring, nommer 1 is maak die Here jou nommer 1. Sit jou saad in die regte grond, saam met die Here, so die Here jou plant kan reg uitgroei. En nou wil ek jou sê, nommer 2 is, kies jou verhoudings reg in besigheid. Besigheid is uit en uit, het ek agtergekom, die ervaring het my gewys, besigheid is uit en uit goeie verhoudings met die regte persone, en kies jou regte vriende. En daarvan af eerlikheid. Eerlikheid. Moenie kort baie van nie, dit gaan jou buite in die voorkant. Ja, absoluut. Van jou kant af, Mano? Ek dink besigheid gaan baie, kyk vandag, vandag baie van ons mense, en ek gaan dit nou sê, baie van ons mense word groot met microwaves. Jy sê die ding in die microwave 3 minute later kom hy uit, en ons kom met daai approach na besigheid toe. Maar as jy so bietjie praat met besigheidsmense, hulle agterkom, dis 'n proses. Jy kan hy selfe konsep gebruik met toe van as jy microwave, dis 'n proses, dis jare se insit, regte strukture in plek kan kry, en besigheid gaan oor die persoon wat jy moet bekom. Ek het nou vroeër gesê, dis vir my 'n dissipline, 'n eenvoetigheid by die werk. Baie mense sal sê, nee man, hoekom, Jason, verstaan jy wat ek sê, dis deel van die direksie. Nee, dis 'n dissipline, 'n eenvoetigheid by die werk.
is 'n eenvoudige dissipline, maar 'n dissipline wat in plek moet gesit word. Dan het ons gepraat van die ure, naweke. Dis so, dit vat baie van jou, want is letterlik soos 'n baba kan mos nie na homself kyk nie. So, dit gaan baie oor hy dissipline, hy mens wat jy moet bekom. Baie keer moet jy gedissiplineerd wees om te kan sê nee ook, want is nie nou goed vir die besigheid nie. So daai en ons mense is nie altyd ontvanklik vir daai nie. Ons soek die microwave, gee net vir my die ding, so nou die microwave sit, en hy moet uitkom, maar as jy met die persoon gaan sit, en hy praat met die persoon, dan kan jy uitvind, die diep ding was gegroei uit 'n moeilike tydperk uit. Daar was 'n gap. Identify 'n gap in enige mark. Begin waar jy is, as jy 'n hoenderplaas wil hê, begin koop eiers en verkoop eiers. Ek glo aan begin daar waar jy is. Be faithful with a little. Word of the day. Ek dink dit is af van my werk hier. Kom my uur voor die tyd by die werk. My werk. Hoe nou? Baie dankie vir jou tyd hier by Alankola, my God bless. En baie dankie vir julle beide wat julle lewe hier nie sal hier nie in die Boland, maar waar julle ook iets sê. Ons as Alankola wens julle alles sterker toe en mag julle groei van krag tot krag. En soos die woord van die Here sê, saai jou boot uit op die waters. Maar van loop van baie daar sal julle dit terugkry. God bless, God speed, we out.